Goed, ons gaan vanmôre kyk na bekering. En ons lees in Markus 1 vanaf vers 1. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, soos geskrywe is in die profete. Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat die pad voor u sal regmaak. Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe, en almal is deur hom gedoop in die Jordaanrivier met belydenis van hulle sondes. En Johannes was gekleed met kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en hy het sprinkane en wilde heuning geëet. Ek wil net 'n oomblik hier stil staan. Johannes was 'n profeet van God. En Jesus beskryf hom as Elia wat sou kom. Want die woord van die Here sê, dat voor die Here kom, moet Elia eers kom. Johannes was Elia wat eers gekom het, voordat Jesus gekom het. Kyk hoe lyk 'n ware profeet van die Here. Hy was gekleed met kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en hy het sprinkane en wilde heuning geëet. En hy was gekleed met snyierspakke, en hy het die beste kosse op aarde geëet, en hy het met vliegtuie rondgevlieg. Is dit hoe die Here 'n profeet van die Here beskryf? 'n Profeet is iemand wat bereid is om te ly vir die Here. Is iemand wat bereid is om iets op te offer vir die Here. Dis nie iemand wat in gemak, in hebsug, in gierigheid lewe nie, in oorvloed lewe nie. 'n Ware profeet van God kan jy aan sy voorkoms sien. Die Here sê, hy wat die evangelie verkondig, moet van die evangelie lewe. Maar hy sê, hy moet lewe van die evangelie. Hy sê nie, hy moet in oorvloed. Daar's nie fout om oorvloed te hê nie. Maar as dit is waarom my godsdienst draai, dan is dit 'n probleem. Dan het ek 'n krisis daarmee. My godsdienst draai om Jesus Christus. Nie om my rykdom nie. Nie om wat ek besit nie. Nie om armes uit te buit, om myself te verryk nie. Ek sien nou die dag, een van hierdie sogenaamde predikers, hy sê, die rede hoekom Jesus nog nie gekom het nie, is omdat julle nie genoeg geld vir die kerk gee nie. Ja, hy sê julle moet alles gaan verkoop wat julle het, bring dit vir my, en dan sal die Here kom. Hoekom het na hom toe gaan? Maar hy het soveel miljoene, hulle weet nie wat om met alles te doen nie, maar hy wil net meer en meer en meer hê. Want as gierigheid oor die dag in die hande gekry het jy 'n probleem. Waar het jy gesien dat die koms van die Here hang af van hoeveel die ryk pastore ontvang? Is 'n skande. Is 'n skande. Laat hulle die Here se naam so misbruik. Die Here sê ook in sy woord, moenie dink dat die woord van die Here, die evangelie, winsgewend is. Hy sê, jy kan daai lewe, maar hy sê, dis nie winsgewend. Hy sê, iemand wat vir 'n ryk man gee, is 'n dwaas. As jy sien, 'n ou het al reeds meer as jy, en jy gee nog vir hom, as jy 'n dwaas. Wanneer hulle vas, dan buig hulle hoofde soos biesies.
Hy sê, is dit nie vas wat die Here verkies? Hy sê, is dit nie die vas wat die Here verkies, dat jy jou brood deel met die een wat honger het nie? Dat jy vir die behoeftige gee, is dit nie die vas wat die Here verkies? Goed, dit was net so insetting. En hy het gepreek, dis nou Johannes, en hy het gepreek en gesê, hy wat sterker is as ek, kom na my, en ek is nie waardig om neer te buig en sy skoenriem los te maak nie. Ek sal julle wel met water doop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. En in daardie dae het Jesus van Nasaret in Galilea gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En dadelik toe hy opklim uit die water, sien hy die hemele skeur en die Gees soos 'n duif op hom neerdaal. En daar het 'n stem uit die hemele gekom, U is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. En dadelik het die Gees hom uitgedryf in die woestyn. En hy was daar in die woestyn 40 dae lang, terwyl hy deur die Satan versoek is. En hy was saam met die wilde diere, en die engele het hom gedien. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom, en die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en gesê, die tyd is vervul, en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle, en glo die evangelie. Die groot boodskap in die Bybel is verlossing. Verlossing deur die bloed van Jesus Christus. En ons vind dit deur die geloof in Jesus Christus. Die heel groot element van verlossing is bekering. Voordat ons van ons sondes verlos en vergewe kan word, moet ons eers tot God bekeer. Dit is die heel eerste stap. Ons moet ons van die sondes bekeer, en dan sal die Here ons vergewe, en hy sal ons ook daarvan vrymaak. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons moet bely, en dan sal God ons vergewe en ons daarvan reinig. Met ander woorde, wanneer ons sondes bely, dan vergewe die Here ons daardie sondes, en hy maak ons vry daarvan. Daar is 2 elemente verbonde aan verlossing. En hierdie 2 elemente is absolute vereistes vir verlossing. En dit is geloof en bekering. Niemand kan gered word sonder hierdie 2 elemente nie. Ek kan nie maar aangaan met my lewe en doen wat ek wil, en alles waarvoor ek lus is doen, en daarop aandring dat my siel gered is nie. Nee, my broer en suster, daar moet 'n daadwerklike verandering in my lewe plaasvind. Ek moet my van die sonde en die verkeerde weë bekeer. En dan kan ek sê, ek is verlos. Ek moet Jesus as my persoonlike saligmaker aanneem, en ek moet hom bely as my saligmaker. Ek moet glo, hy het vir my sondes gesterf, en ek moet glo, hy het vir my die volle prys betaal. Ek kan nie sê, ek glo nie in Jesus Christus nie. Ek glo nie in die verlossing in sy bloed nie. En dan dink ek sal in die hemel ingaan nie. En daar is baie mense wat so redeneer. Hulle glo hulle kan sonder Jesus gered word. Maar die vereiste om in die hemel in te gaan,
is om te glo dat Jesus Christus die enigste verlosser is. Daar is nie 'n ander nie. Buite Jesus is daar geen verlossing nie. In Johannes 10 vers 9 sê Jesus, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Daar is net een weg na God en die ewige lewe, en dit is in Jesus Christus. Sonder Jesus sal niemand in die hemel ingaan nie. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maar my broer en suster, ons moet besef, daar is uitsonderings. Daar is sekere mense wat sal hemel toe gaan sonder dat hulle in Jesus glo en sonder dat hulle Jesus aangeneem het en sonder dat hulle bekeer het. Is dit so? Nee, dit is nie so nie. Dit is 'n leuen. Daar is geen uitsonderings nie. Jesus is die enigste weg. Hoekom dink so baie mense hulle kan sonder Jesus gered word? Want hulle stel nie belang nie. Hulle lewe hul eie lewe. Hulle lewe is boos. Hulle wil lewe soos hulle lewe. Hulle wil nie 'n besluit vir Jesus neem nie, maar hulle wil hemel toe gaan. En dan kom hulle met dingetjies soos, daar is ander weg ook na die hemel toe. Dan kom hulle en hulle sê, 'n God van liefde sal nie mense hel toe vat nie. Een ou sê, hoe kan die Here ons oordeel vir wat ons vir 70 of 80 jaar op die aarde gedoen het? Dis nie regverdig nie. My broer en suster, dit is baie regverdig, want die Here gee vir ons hierdie 70 of 80 jaar, of hoe oud jy ook al word, om die Here aan te neem, om 'n keuse te maak waar jy wil eendag gaan wees. Absoluut, elke persoon kry die geleentheid om sy lewe met God reg te maak. As dit nie so was, as iemand glad nie die evangelie gehoor het, dan kan hy sê, ek ken nie, ek het nie geweet nie. Maar as jy gehoor het, dan moet jy gehoorsaam. En jy moet jou keuse maak. Jy sien, daar is 'n definitiewe vereiste, glo in Jesus Christus en bekeer. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Baie duidelik. Daar is geen ander manier om in die hemel in te gaan behalwe net deur Jesus Christus nie. Wanneer Jesus sê, ek is die deur, dan bedoel hy, daar is geen ander weg nie. Hy is die deur waardeur ons in die hemel ingaan. En daarom sê Jesus, bekeer julle en glo. Glo die evangelie en bekeer julle. Dit is die absolute vereistes tot verlossing. Hierdie twee elemente van verlossing is aan mekaar verbonde en dit kan nooit geskei word nie. Ek kan nie sê, ek glo, maar ek wil my nie bekeer nie. Dit sal my niks help. En ek kan ook nie sonder geloof gered word nie. Ek moet glo, Jesus is my verlosser. Jesus het vir my aan die kruis gesterf. Ek moet dit glo om hom as my verlosser aan te neem. Wat beteken dit om te bekeer? Dit beteken 'n verandering van gedagte. My gedagte moet verander. Dit beteken om weg te draai. Om te draai. 'n verandering van rigting. Ek is op die breë weg. En nou draai ek om en ek gaan klim op die smal weg. Jy sien, jy kan ook nie daar waar jy op die breë weg loop
Daar's nie voetpaadjies tussen die breë weg en die smal weg. Jy moet teruggaan na die beginpunt toe. En dan moet jy op die smal weg klim. As jy van die smal weg afklim na die breë weg toe, dan moet jy teruggaan en dan klim jy op die breë weg. Hy sê, kyk dan waar vandaan jy uitgeval het en bekeer jou daarvan af. Met ander woorde, gaan kyk waar het jy begin om af te dwaal. Jy moet jou daarvan af bekeer. Dit begin alles met die erkenning van sonde deur belydenis. Die 3 moeilikste woorde vir 'n mens om te sê is, ek is jammer. Ek is verkeerd. Is dit baie maklik om te sê, ek is verkeerd? Dit is baie swaar om te erken, ek is die een wat verkeerd is. Ek het gesondig. Ek vra vergifnis. Dit is baie moeilik. Maar ons moet daardie woordjie sê. Here, ek is verkeerd. Here, ek is jammer. Ek het gesondig. Want dit is waar ons moet begin met bekering. Ons moet aan onsself en aan God erken dat ons verkeerd was. Verkeerde dinge gedoen het. Sonde gedoen het. En die moeilikste stap is om eerlik met jouself te wees. En aan jouself te erken dat jy verkeerd is. Jy moet eers by jouself begin. Niemand kan sonder selferkenning gehelp word nie. Vat byvoorbeeld 'n alkoholist. Alkoholist moet eers aan homself erken, ek het 'n probleem, ek het 'n krisis, ek het hulp nodig. En dan kan hy gehelp word. Maar indien hy nie wil erken dat hy 'n probleem het aan homself nie, kan niemand hom help. Geen inrigting. Kyk maar hoeveel mense word daar inrigtings gestuur. Ons het baie mense gehad en geken op ons lewenspad wat inrigtings toe was, Castle Curry en sonder water toe was. Doen hulle ook alkoholisme en goed? Is dit Denmark? Dan gaan hulle daar 3 weke of nog langer, 'n maand, party 3 maande daar. En as hulle terugkom, dan drink hulle maar net weer. Hulle drink erger, ja, want hy sê wanneer die onreine gees uitgaan, dan gaan soek hy 'n plek om in te gaan en hy kry nie, dan sê hy, ek sal terugkom na die huis waar ek uitgegaan het, en hy vind hom leeg en uitgeveeg, en dan gaan hy terug, maar hy bring 7 ander wat slegter as hy is, en dan gaan hulle in, en daardie persoon se lewe is slegter as wat dit voor die tyd gewees. Wanneer ek erken, ek het 'n probleem, ek het 'n krisis, ek het hulp nodig, dan kan ek gehelp word. En wanneer ek aan die Here erken, Here, ek het sonde in my lewe, ek het hulp nodig, dan sal die Here jou help. Maar weet jy met hoeveel mense ek al op die lewenspad teëgekom het? Wat sê, ek het nie sonde nie, ek doen niks verkeerd nie. Hoekom moet ek dit bely? Ek is perfek. Jy kan hom nie help nie, jy kan niks vir hom doen nie, want hy wil nie glo dat hy iets verkeerd nie. En dit is moeilik om met so 'n persoon te werk. Wanneer ons erkenning gee aan die sonde, dan sien ons onsself as sondaars. En ons besef, die sonde is teen God. Ek het teenoor God gesondig, nie teenoor 'n mens nie, teenoor God. En ek het die Here nodig om my daarvan vry te maak. Hoor wat sê Dawid teen Psalm 51 vers 6. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë. Teen U alleen het ek gesondig. Alle sonde is teen God. Wanneer ons die sonde doen, dan faal ons die Here. Ons faal onsself, maar ons faal ook die Here.
Ons faal God se woord. En ons faal God se wil vir ons lewens. En omdat alle sonde teen God is, daarom is alle berou ook teenoor die Here. Ek het berou teenoor God vir die sonde wat ek gedoen het, vir die verkeerd wat ek gedoen het. En daarom sê die woord van die Here, moet ons eers ons sondes bely, en dan sal hy ons vergewe. En hy sal ons vrymaak daarvan. Ons bely inderwaarheid dat ons verkeerd teenoor God gehandel het deur die sonde te doen. Ons doen dit wat God nie kan behaag nie. En daarom moet ons God om vergifnis vra. Ons moet ons sonde toestand besef. En ons moet 'n werklike behoefte om vergifnis hê. Dit moet so sterk op my, ek wil eintlik sê op my gewete lê, dat ek moet my sonde teenoor die Here bely. Ek kan nie 'n oomblik verder gaan voordat ek dit gedoen het. Ek kan nie nog 'n dag aangaan voordat ek my sonde voor God bely het nie. Ek ontwikkel daardie diepe verlange na sondebelydenis en vergifnis. Ek wil my saak met die Here herstel. Sien, vergifnis is nie 'n aanvaarding van die sonde nie, maar dit herstel ons verhouding met die Here. Dit is waaroor dit gaan. Belydenis en vergifnis handel oor restaurasie. Dit restoreer ons verhouding met God. Wanneer God ons vergewe, dan beteken dit, ons kan weer met die Here praat, soos wat Adam en Eva met die Here gepraat het, voor die sondeval. Die weg na God word geopen, die skeidsmuur wat tussen ons en God opgerig was, deur die sonde word afgebreek. Die kanaal van kommunikasie word oopgemaak en ons kan weer in harmonie en in gemeenskap met God lewe. Jesaja 59 vers 2. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg. Wanneer ons Jesus aanneem en ons sondes bely, dan word hierdie skeidsmuur afgebreek en die weg na God word geopen. Jy sien, daar moet ook 'n diepe besef wees tussen jammerte en berou. Daar's 'n groot verskil tussen jammerte en berou. In die tronke is daar baie mense wat jammer is oor wat hulle gedoen het. En hulle is nog baie meer jammer omdat hulle gevang is. Maar daar is min van hulle wat werklik berou het oor dit wat hulle gedoen het. Werklike diepe berou is nie vrees vir die straf nie, maar berou lei na 'n wegdraai van die sonde en 'n terugkeer na die Here. Dit is wat bekering behels. Ons moet van eienaarskap verander. Jesus moet die eienaar van ons lewens word. Dit is ware berou en bekering. Ek het eers aan myself behoort, maar nou het ek die eienaarskap van my lewe, het ek aan Jesus oorhandig, en nou behoort ek aan hom. Ek behoort nie meer aan myself. Hy is die eienaar van my lewe. En nou maak dit nie meer saak wat in my lewe gebeur nie, want Jesus is nou die eienaar van my lewe. Jesus word die middelpunt
van my bestaan. Jesus word die een waarom my lewe draai. Ek gee nie meer om wat in my lewe gebeur nie. En ek gee nie net my lewe oor nie, maar ek gee ook my eie wil oor aan die Here. Ek wil dit hê. Ek wil dit doen. Nou sê ek, Here, wat wil U hê moet ek doen? Is 'n totale oorgawe. Dis nie meer my wil, maar laat U wil geskied. Ek gee my oor in die hand van die Here, en dit beteken ook dat ek nie meer bekommerd is oor die dag van môre nie. Want die dag van môre is ook in die hand van die Here. En wanneer ek aan die Here behoort, wanneer ek sy eiendom is, dan sal hy na sy eiendom omsien. Het jy gesien die voeltjies, die diere van die veld? Is hulle bekommerd oor die dag van môre? Behoort hulle aan die Here? Is hulle die Here se eiendom? Sien hy om na hulle? Amen. En wanneer ons aan hom behoort, sal hy ons net so versorg, soos die voeltjies en die diere van die veld. Dan het ek geen kommer meer nie. Want dit is nie meer ek wat die stryd stry nie, maar die Here wat namens my stry. En dan word ek meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Wie wil vandag 'n besluit vir Jesus maak? Wie wil na die Here terugkeer? Is daar iemand vanmôre wat wil sê, Here, ek het gesondig, ek het verkeerd gedoen. Ek wil my sondes bely. U sien, alles wat ons doen, wat nie tot eer van die Here is nie, is tot eer van die duiwel. Stem jy saam? Amen. Alles wat ek doen, wat nie tot God se eer is nie, is tot eer van die duiwel. Alles wat God nie behaag nie, behaag die duiwel. Is ek reg? En wanneer ons doen wat die duiwel behaag, dan dien ons die duiwel. Want ek doen sy wil. Wanneer ek die duiwel se wil doen, dan dien ek die duiwel. So nou moet ons omdraai en ons moet terugkeer na die Here toe. Dan moet 'n totale ommekeer in my lewe plaasvind. As ek iets doen wat nog die duiwel behaag, dan moet ek wegdraai daarvan af. Ek moet terugkeer na die Here toe. Wie wil vanmôre 'n keuse maak? Kom ons sluit.